'n sagte antwoord laat die woede bedaar, Spreuke 15 vers 1a. 'n sagte antwoord laat die woede bedaar. 'n sagte antwoord laat die woede bedaar. Bly hier by my en wag saam met my. Bly hier en wag. Bly hier en wag. Bly hier by my en wag saam met my. Bly hier en wag. Bly hier en wag. Bly hier by my en wag saam met my. Bly hier en wag. Bly hier by my en wag saam met my. Bly Ons stap saam met Jesus deur Jerigo op pad na Jerusalem. Dis net voordat hy vir Saggeus in die boom sien sit het, stap hy verby Bartimeus. Bartimeus is die seun van Timeus. Bartimeus is blind. Hy is eintlik die bedelaar langs die pad. En hy hoor die opgewondenheid van die mense en hulle almal praat oor Jesus van Nasaret wat verbystap. En hy wat op die grond sit en bedel, hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. En al hoe harder: Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. En die mense maak hom stil. Bly stil, hy gaan nie nou na jou kyk nie, bly stil. Maar hy skree al hoe harder. En Jesus hoor die rumoer. En Jesus kyk met 'n sagte oog na wat daar gebeur. Hy verstaan die mense van Jerigo wil nie nou hulle dorp sleg maak en vir Jesus na 'n blinde man laat kyk nie. Maar Jesus kyk ook na hierdie blinde man en hy hoor hom roep, wat hulp roep na hom. En Jesus kom met 'n sagte woord en breek die spanning wat daar tussen hom en die mense is en sê, bring hom na my toe. En dan sê hulle vir hom, Jesus roep jou. En hy gooi sy kleed af en hy hardloop na Jesus toe. En hy kom by Jesus en Jesus sê van, wat is dit wat jy van my soek? En hy sê, Rabboni, dat ek kan sien. Hy was een van die 2 mense wat Jesus ooit Rabboni genoem het. Hy is die rabbi, maar my rabbi.
die intieme woord. Die ander een was Maria Magdalena gewees, uit wie hy 7 onheilige geeste uitgedryf het, die een wat hom gesien het, later ook, toe hy opgestaan het, en hom hy Rabboni genoem het. En hy dink aan die uitkoms hier, die mense wat hom eers stil gemaak het, maar die mense wat nog nie heeltemal besef wie hy is nie, en dat hy die Messias is nie. En dan sê hy met 'n sagte stem vir hom, gaan heen, jou wens is vervul, en dan gaan sy oë oop, en hy kan sien. Jesus kon met 'n sagte oog kyk, want hy het 'n sagte hart gehad. En so het hy menigte moeilike situasies verander in iets ongelooflik positiefs. Dit begin met 'n sagte oog te kyk. En vanaand wil die Here vir jou vra, wanneer het jy onlangs met 'n sagte oog na iemand gekyk? En hoe dikwels kyk jy met 'n sagte oog na mense? Wat is jou gewoonte op hierdie stadium? Hoe sal 'n sagte oog jou lewe verander? 'n Sagte oog wat ook 'n sagte woord raak, wat die woede laat bedaar, die grimmigheid afweer, soos die ou vertaling sê. Dink 'n oomblik daaraan. Die kinders met wie jy praat, miskien jou wederhelfte, mense by die werk, jou onderdane, jou ouers, as jy gefrustreerd is. Hoe sal dit anders wees as jy met 'n sagte oog daarna kyk? Ook na die COVID-tyd waarin ons is, vir wat dit is. En hoe kan mens die beste maak, as om heeltyd net in die prikkels te skop? Ek wil hê dat jy met die Heilige Gees sal praat oor jou behoefte aan 'n sagte oog, en dat jy vir hom sal sê hoe hy jou kan help. Want hy kan jou help. Hy wil jou help. Dit is dieselfde Gees wat in Jesus was, wat hy as geskenk gegee het vir jou en vir my, om ons juis soos hy te maak. Toe Jesus in Johannes gesê dat hy gaan die ander voorspraak, die voorprater, die een wat ons sal herinner aan wat hy geleer het, maar die een wat ook ons sal voorpraat, voorgaan en help. Kom ons vra nou, die Gees, om ons te help, wil jy met jou hande oopmaak, as 'n simbool, dat jy ook jou lewe toelaat, dat daar verandering kan plaasvind in jou hart, in jou gedagtes, in jou oog, en ook met jou mond.
diepste van jou wese lyk. Jou vooroordele jou mense wegneem. Jy na 'n DVD laat kyk. Met 'n sagte oog, met 'n sagte hart, met 'n sagte stem. Laat